Goeiemôre vriende, dit is vandag die 12de Junie 2025 donderdag. Ek hoop julle het 'n lekker dag. Vriende, ons het 3 geloofsbelijdenisse. Ons noem dit ekumeniese geloofsbelijdenis. Beteken dit word deur die kerk in die breë onderskei vir die 3 geloofsbelijdenis. Nou ons sê gewoonlik die apostoliese geloofsbelijdenis op, dis gewoon nie, die 12 artikels wat ek en jy nou ken. Dan sê ons die geloofsbelijdenis van Nicea op. Nou, ek net so 'n bietjie vir julle agtergrond gee daarvan. Hulle sê hier, hoewel hierdie geloofsbelijdenis die naam dra van die plek Nicea in Klein-Asië, waar in die jaar 325 die eerste ekumeniese konsilie gehou is dit nie letterlik die belydenis wat op die konsilie opgestel is nie. Dit het na 362 ontstaan en is uitgebrei op die tweede ekumeniese konsilie te Konstantinopel 381. Dit word daarom ook die Niceno-Constantinopolitanum genoem. Ons noem dit die geloofsbelijdenis van Nicea. Ek het gedag ek gee so 'n bietjie vir julle terugvoer. So kom ons bid hierdie geloofsbelijdenis saam. Die geloofsbelijdenis van Athanasius is nou 'n bietjie lank om hom deur te bid, maar ek sal hom in ieder geval vir julle môre lees. Kom ons bid hom saam. Here, dankie dat ons in U kan glo as een God en een almagtige Vader. Vader, dat U die skepper van die hemel en die aarde is, en van alle sienlike en onsienlike dinge, die Vader en God is. Ek sit nou so hier en daar net ietsie by, né? En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie, gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het. Wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het en deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is en op die 3de dag opgestaan het, volgens die skrifte. Wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie sy koningsheerskappy geen einde sal lê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Here, ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels, soos ons in die woord sien. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Here, dankie vir hierdie geloofsbelijdenis wat deur die kerke, Christelike kerke wêreldwyd bely word. Dankie dat U ons skepper God is. Dankie dat U die een is wat vir Jesus Christus gestuur het om vir ons te sterf, dat U die Heilige Gees gegee het, dat U vir ons 'n kerkgenootskap gegee het om aan te behoort, U liggaam. Here, dat U vir ons vergifnis van ons sondes gee, dat U vir ons altyd daarop wys dat ons nie net vir nou lewe nie, maar vir alle ewigheid. Daarom sal ons almal vir altyd by U wees. Dankie daarvoor, Here. Amen. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, omdat julle weet, God elke dag by julle is. Vriende, ek het sommer gedink om so 'n bietjie vir julle 'n bietjie weer attent te maak op ons geloofsbelijdenisse, wat ons dikwels nie so baie opsê nie, tog baie mooi, tog baie goed deurdink deur al mense wat hier by die 300s gelewe het, né? Vriende, so vandag is ons by, sal ek een versie met julle hanteer, en dit kom uit Spreuke 27, vers 20. Hoor weer die metafoor wat hy gebruik, né? Die doderyk en die onderaardse diepte kry nie genoeg aan dooies nie. Ja, dit is so waar, né? Ek bedoel, ons gaan dood, vriende. Ek bedoel, mense gaan dood by die duisende, heel moontlik miljoene per dag in die wêreld. Ek bedoel, as jy net na die oorloë kyk, verskriklike oorloë kyk wat daar aangaan, hè.
As jy kyk na die siektes, ons is niks, vriende, ek en jy is niks. Daarom beskryf die Bybel dit vir ons is soos 'n tent. Ons is soos blare en gras, wat die een oomblik daar is, die volgende oomblik is ons weg, vriende. So, ek en jy is niks. Ons is tog so verskriklik arrogant baie keer in wie ons is, nee, maar ons is eintlik niks, vriende. Nou kom sê, die Spreuke-digter kom bevestig dit maar net wanneer hy sê, die doderyk en die onderaardse diepte kry nie genoeg van dooies nie. Miljoene ter miljoene ter miljoene ter miljoene biljoene mense wat al oorlede is. En dan gaan hy aan en sê hy, 'n mens se oë kry nie genoeg van begeer nie. So hy stel dit weer gelyk. Kom ons sê lees hier. Die doderyk en die onderaardse diepte kry nie genoeg aan dooies nie. En mense oë kry nie genoeg van begeer nie. Kom sê die Spreuke-digter. As ons die 10 gebooie al reeds gaan kyk, dan word dit daar vir ons uitgestik. Hy sê moenie begeer nie. Kom ons lees gou daai stukkie wat ek en jy tog goed ken, vriende, maar kom ek lees sommer nou vir julle soos wat hy daar so staan in Eksodus 20. Kom sê hy mos vir ons hier heel op die einde. Hy sê jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat hom behoort nie, né? Kom ons in ons moderne taal kan ons sê, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Jy mag nie sy kar begeer nie. Jy mag nie sy motors begeer nie. Jy mag nie sy aandele portefeulje begeer nie. Jy mag nie sy klere begeer nie. Jy mag nie sy tweede strandhuis beïnsoar, né? Ons mag nie begeer nie. Nou kom sê die Spreuke-digter, soos wat die onderaardse diepte nie genoeg kry aan dooie mense nie, so kry die mense oor nie genoeg aan begeer nie. Vriende, dit is 'n baie belangrike ding wat hy hierso kom sê, né? Want ek en jy moet vir mekaar kom sê, dit is so, vriende, daarom sit ons almal vir ons huise met 'n oorvloedige klomp goed wat eintlik net nonsens en rabbies is eintlik, né? Want ons koop ons dalk, hierdie bekertjie lyk mooi. Kom koop hierdie bekertjie. Of hierdie gadget wat ons wil hê, hy lyk mooi. Kom ons koop en dan as jy nou later in jou garage goed ingaan, dan sien jy, hier staan hoeveel van hulle. Of jy met jou hemde of rokke of skoene en julle weet self net, ons kry nie genoeg van begeer nie. Daai ding, ek wil hom hê. Ek wil hom hê. Nee, mense oë kry nie genoeg van begeer nie. Vriende, en dit is ook ons probleem, nee. Baie keer is dit waar baie van die probleme in hierdie lewe kom, is mense wat begeer. Mense wat begeer, hulle begeer die ander mense se goed. En dit is dikwels omdat jy begeer. Kom ons vat gou vir Dawid as 'n voorbeeld. Dawid het vir Batsheba begeer toe sy daar besig was om te bad op die dak. En sy begeerte het gelei tot sy sonde met haar, en sy begeerte het gelei op die ouene dat hy haar man laat doodmaak het op die front voor, né? Begeerte, wat jou oë sien, dis so waar wat hy sê, né? 'n mens se oë kry nie genoeg van begeer nie. Vat motors, ek self is nou 'n ou wat baie hou van motors, maar nou kom die nuutste motor uit, dan sê jy, maar hy het nou daai ding en daai ding en daai ding, maar nee, maar ek wonder of ek my kar moet gaan ingee en daai een moet kry. As jy die selfoon, hierdie selfoon kan dit en ek wonder wanneer is die tyd dat my kontrak verby is dat ek hom gaan ingee. Ons oë begeer. Daar's niks verkeerd, vriende, om iets te sien en as jy sê Jesus nice, maar wanneer ek en jy begeer, dan dwing dit jou en my dikwels tot aksie en baie keer tot 'n verkeerde aksie. En ek dink dit is half, ek lees dit nou in, maar ek dink dit is waar die goed inkom. Daarom sê die woord vir ons, moenie iemand se huis begeer nie, moenie sy goed begeer nie, moenie sy vrou begeer nie. In al die egbrekery in die tyd wat ek en jy leef, begeer, as daar 'n mooi girl is, jy begeer haar. So kom sy daar en is 'n ander man se vrou, dan begeer jy of 'n ander vrou se man, né? Hy's suksesvol, hy's so, ek begeer hom en wat maak wat nou die dag vir julle gesê, kom ek gaan drink 'n koffietjie met hom. Dis waar die nonsens begin. Ons oë is 'n groot probleem. Daarom, liewe vriende, moenie daai pad gaan nie. As jy iemand sien wat pragtig is, sê is pragtig en dan gaan jy aan. En jy volg nie daai vrou die hele tyd, jy volg nie die man die hele tyd met jou oë nie. Kyk waar hy sit, kyk waar hy staan, nee. Hou gefokus voor jou, want dit is al die goed wat verkeerd gaan in hierdie lewe. Kom en eindig op die einde by begeerte. By begeerte. Julle kan hom maar gaan uitpak, liewe vriende. Julle kan hom maar gaan uitpak. Die baie moorde wat plaasvind, gaan oor begeerte. Baie plekke waar man en 'n vrou op die ouene skei, gaan oor begeerte.
Geld is natuurlik ons nou 'n groot issue daar, wat in ons land aangaan, is presies dit, wat op hierdie stadium in die regering en die plekke, hulle sien die goed, hulle moet dit hê. Hulle moet dit, maak nie saak of dit ten koste is van 'n hele volk nie, of van 'n hele nasie nie, maar moet hy hom hê. En dit is waar goed dikwels verkeerd gaan. Daarom kom sê die Sprekedigter, is amper 'n waarskuwing wat ek ook sê, die doderyk en die onderaardse diepte kry nie genoeg aan dooie sê, mense ook kry nie genoeg van begeer nie. Vriende, mag jy God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar.